Yes, ja, ek het amper daai Fransman met 'n ding gegooi. Tydens kwalie. Wat hy gesê het, 8ste is die beste wat ek kan doen. Ek kan nie meer uit die kar uit sit nie, anders sit hy hom in die muur. Kom ons praat nou van flaters. Wow. Ja, hulle het basies 'n Grand Prix weggegooi. Ek bedoel, hulle het regtig pys gehad die naweek. Kyk hoe daai 50ligte aangaan en daai 50 bly aan. Niemand kan daai 50 uitkry nie. Nee, wat? Ek dink ek nog gaan so 50ligte plek op bewees. Nommer 1, ek dink die FIA het 'n fout gemaak. Ek was bang vir Kanada is nie kind op jou bande nie. Of julle weet duidelik iets wat die res van hierdie mense nie weet nie. Ja. Right, goeienaand al die 50ligte kykers. Yankee Charlie. Ek sal dit vat, I'll take it. Ja, yellow Awesome. cappy. Ah, Okay. En ons verjaarsdag boetjie. vat hy. Kali. Ja, daar. Kali klassiek, baie geluk met jou verjaarsdag ou. Dankie my maat. Ons is 'n 5ligte span, wil net sê ons waardeer jou. Dankie vir al jou moeite en al jou tyd wat jy vir ons insit hierso Is vir die altyd show. lekker. En ag en dit is net lekker om Formule 1 met jou te praat en jy's 'n lekker ou man. Hoor jy? Nee, maar dankie. Waardeer. So ons kop hom op 'n lekker noot af Verstaan jy? na 'n lekker reis. Ek wil nou net sê dit was nog 'n lekker naweek ook gewees. Ja. Maar ek dink die ou wat die breedste smile hier behalwe vir jou verjaarsdag is Yankee Charlie daar in daai kant. Wel, ek dink definitief Want ek so. dink hy geel caps spel so groot dat hy Stembande af. sit heel bo aan die lys van elke laag wat daar is op nee, Superbrew. kyk, boys, So Rassie, Dit was tyd. Dit so was Rassie, tyd. wat was jou geheim? Was dit Gemini of Copilot? Nee, kyk, jy weet mos so werk die storie. Hoe meer chaos die reis is, hoe beter doen die ouens wat niks weet nie. Ek love dit. So lyk my ek moet net begin minder weet van wat hier aangaan. Weet jy wat is die geheim? Jy moet jou picks 3 weke voor die tyd insit. Jy moet vergeet daarvan. Rarig. My Monaco picks is ook al lank al in. Yes, jy maak net seker jy bag uit 2 punte, maak nie saak wat nie. Ek moet net seker maak ek kry my picks in en nie vergeet. So ouens, julle het dit hier eers te gehoor, Rassie se picks is klaar gemaak tot by Abu Dhabi. So mag die chips vir hom regval. Verstaan jy? Maar Nou kyk ons net oor die koekie krummel. ons kyk of die koekie krummel en of hy heel bly. Maar boys, yes, dit was nou 'n onverwagse lekker Grand Prix om te kyk. Ja. Moet ek nou eerlik wees? Dit Dit was was 'n goeie reis, maar dit was 'n moeilike een om te kyk. ja, Kan ek sommer met die deure in die huis staan. val met die Lief en deur loof in. en met daai kamera werk en produksie was horrible. Ek hoor van 'n crash en ek sien van penalty inspeksies en ondersoeke en what not ever, maar ons sien niks nie. Ja, En nou, jy weet 'n ou kan mos nou, jy kan mos nou onboard gaan en kyk 'n bietjie terug gaan. Maar nou ek het die reis 15 minute later begin kyk. Nou weet ek as ek onboard jump, dan se ek nou weer as my timing nou uit. Dis ek is nie wag, hulle gaan dit nou vir ons wys. Toe wys hulle die replay hier links bo in die hoekie. ja, Dit is al 'n grafiek oor in die pad. ja. En ag, dit was die tema van die dag. Dit was eintlik horrible geweest. Ten spyte van 'n goeie reis. Ek wens die Kanadese kon bietjie beter. Dis seker die Franse wat die kameras vashou daar. Dit is Quebec. So, maar ek het op 'n stadium gedink die kamera werk is so sleg, ons mag dalk amper net die Indy 500 in die hoek kry. Ja, pragtig. Ek het Want dit gedink was- ja. miskien doen hulle dit as prys dat 'n ou met kaartjies koop en invlieg. Ek bedoel want dan het dit tamelik dan was hulle suksesvol. Ja, wel, ek meen, ek dink definitief dit was 'n koue naweek, maar dit was definitief 'n lekker naweek daarso Ja, beslis. vir die resies. En ja, en ek dink as ons 'n ou nou gaan daarso Rassie, wil ek net so ons gaan nou uitkom by 'n paar van die reis goedjies. Ek dink eerstens dit is 'n baie interessante naweek gewees. Ons wil nou by ek wil laaste bietjie praat oor Georg en Kimi.
Want ek dink daar's baie om oor te gesels daarso en ek dink wil net eerstens sê ek love hoe Toto dit hanteer want hy sê mos hy's nie hy implementeer nie vrugtereëls nie. Nee, hy eet dit. Verstaan jy? So dis vir my klassiek. So 'n tipiese Toto antwoord. Ja, maar ek dink iets wat baie groot op die agenda is wat nou, jy weet wat op die oomblik heeltemal die sport domineer en so half 'n donker wolk los is hierdie hele engine politiek en die ultimatum wat Max Verstappen en Red Bull nou daar buite gesit het. Jy weet, ek dink Verstappen is obviously nou maar gekant teen die 50-50 kragverdeling wat daar is. En hy het net gesê, luister, so hierdie is 'n absolute marteling om met hierdie karre te ry. En hy as dit nie gaan verander nie, gaan hy wegstap van Formule 1 af. En weet jy wat, ek dink hy moet nie dreig hy moet dit nie doen. Want Pablo Montoya destyds in 2006 in die middel van die jaar besluit, weet jy wat, kies 'n vinger vinger, Ron Dennis en McLaren gaan. En is jammer want Formule 1 het een van hulle beste F1 drivers verloor daai tyd, maar jy weet hy het nie hy het nou nie 'n World Championship agter sy naam gehad wat gesê het, jy weet, of 4 van hulle om te sê hy gaan net wegstap nie, maar ek meen as jy vat die aantrekkingskrag en die bemarkingskrag wat Max Verstappen het, ek bedoel hy skryf in vir die Nürburgring 24 hour en is uitverkoop vir die eerste keer in 50 jaar. Ja. Jy weet, so om Max te verloor in Formule 1 is massive groot. Maar nou weet ek ook Laurent Mekies is ook 'n lekker political ouetjie. So hy gaan daai ding ry om basies die engine reels te verander en om Audi en Honda te oortuig. Die ou wil regtig vasdrap tussen die verandering van 'n 60-40 verdeling toe is Ferrari. Want Ferrari het te veel geld investeer om te kom waar hulle is. En dis weer eens, ek vat dit as dieselfde scenario waar ons in 2005 was by Indianapolis, toevallig. En Michelin het opgedaag met 'n band wat nie sterk genoeg was nie. Met sy tire wall nie, hy het gevou elke keer, baie tire failures by die banking, so hy kon nie die load dra nie. Bridgestone het 'n sterk genoeg tire gebring en toe wil hulle chicane bring, maar toe is Michael Schumacher en Ferrari gelabel as die unsportsmans ouens wat gesê het, maar hulle speel nie fair nie en is nie goeie gees van die sport nie, maar op die einde van die dag, jy's in 'n sport en in 'n besigheid. As jy nie die regte equipment bring na die party toe nie, dan sorry, dit is nou nie my probleem nie. Ek het, so nou moet ek die prys betaal, want ek het die regte ding gedoen, maar julle kon nie. Jy weet, en ek dink hierso is dit gaan grens toe met 'n klapgeweer. Verstaan, en ek dink Ferrari en Fred het alle reg om dit teen te staan, want hulle het volgens die reëls gespeel. Nou is Mercedes besig om ook hulle is ook besig om in te klim. In te klim saam met Red Bull, daarso. Wat snaaks is, ek het nogal gedink, hulle sal nou juist wees die wat nie gaan inklim. Maar ek bedoel, hulle het ek dink is omdat hulle soveel speling het met daai engine, en ek dink Honda gaan glad nie oortuiging neem. Enige iets wat beter is nou is beter vir hulle. Ja, verseker. So ja, ek dink Max en Red Bull sit bietjie pressure daarop. Ek het geweet dit gaan iewers kom van iemand af. Ek het nie gedink dit gaan noodwendig Red Bull wees nie. Ek het actually gedink dit gaan meer van Ferrari se kant af kom, maar ja, ek dink dit het nou gekom en dan skoor hy 'n podium die naweek. Jy weet hoe ironies is dit nou nie. En hy het een van sy beste naweke. Jy weet waar hy die so swak kar heel naweek undrivable hoorie en dan ry hierdie undrivable kar binne in die podium in. Met 'n bietjie hulp van McLaren van George en McLaren. Jy weet, McLaren het groot guns gedoen. Ja, hulle definitief soos poppos gelyk, you know. Ja, nee, pragtig. Maar wat ek daar wil aansluit, wat nogal interessant is. Ekskuus, Ras?
Ekskuus, ek dink ons 'n bietjie delay. Nee, ek wou gevra het of mag ons al praat oor McLaren of ek mag gee kans. Ons het hier 'n deel dink ek oor McLaren. Ja, want maar ons jy gaan- kan maar gooi, Kali. Wat ek eintlik wou gesê het is wat nou deel van Max is, ek is nou nie seker of dit in die cool down room was en of dit die onderhoud na die tyd met die 3 podium ouens is nie, waar selfs Lewis actually gepraat het, toe sê hy wat hy so lekker soos wat dit was om te ry soos wat hy gery het, was dit nog steeds nie, dit is vir hom verskriklik om 'n pylvak af te ry en jy kan nie voluit ry tot op die einde van die pylvak nie. Jy moet iewers tussendeur dan verloor jy krag. So hy was definitief ook glad nie gelukkig, alhoewel hy die reis geniet het en obviously baie geëindig het in tweede plek, maar en die fight teen Max was al daai goed was nog steeds vir hom 'n kwessie van gewees. Die karre is nog steeds nie vir hom gerieflik of is lekker soos wat dit is eindiglik nie. So ek dink hy staan saam met Max wat dit aanbetref. Ja, 100%. Maar as jy wil iets oor McLaren sê. Ja, nee, ek het baie om te sê, maar miskien moet ons gou eers deur Ferrari chat 'n bietjie oor Leclerc en dan ek unholding my horses. Okay, so kom ons begin met daai perdjie. Ek sal daar inspring. Luister jy, ek hoor dit om te sê, maar ek kan dit ook nie vermy nie dat Lewis het die naweek regtig goed gelyk met 'n kar wat so 'n bietjie los was in die agterkant, Nie so goed gelyk het nie. soos 'n Kardashian. Ja. Jy weet, en hy het soos 'n ander driver gelyk die naweek. Ja, maar En dit het so sy bestuurstyl gepas. ja. En dit is so half die old school Hamilton wat ons geken het, wat so 'n bietjie, maar hy moes fight, verstaan jy? Hy moes Ja, dit was nie. hy moes regtig die perd time Ja. op so net. En ek bedoel hy het op 'n paar keer was hy amper deel van die Wall of Champions Ja, gewees. verseker. Verstaan jy? Hy sê nie daai Wall of Champions gesement het, verstaan jy? Maar ek meen dit was regtig 'n baie goeie vertoning van hom. Hy's heel naweek vandag gewees. Hy's heel naweek omtrent ten minste 4/10 na half 'n sekond vinniger as Charles gewees. Jy het gesien wat hy verander het. Hy het nie simulator te Ja. gegaan in Maranello. Wat vir my interessant is, want nou sê dit vir my Charles was nog steeds op hom op die simulator. So is al fout met Ferrari se simulator. Nee. Weet jy wat? Ek dink 'n driver soos Lewis, net soos Kimi Raikkonen en Michael Schumacher is. Hulle is 'n ouer generasie. Okay. Jy weet, so hulle het nie daai tipe sims gehad destyds om so te oefen. Toe Lewis begin ry het. Ek hoor jou. As jy 'n baan geleer het jy gekom en jy het die baan daar geleer. Ek verstaan wat jy sê. Verstaan? Ja. En ek dink dit gee Met jou skopfietsie om die baan geleer. met jou skopfietsie op die baan en jou Mooi. bulldog agterop of Fantasties. op jou weet nie, jou handlebar. Jy weet want jy lift hom. Ja, ek gaan nie vir heel baan hardloop. Nee, glad nie, maar hy was briljant geweest en Ja, hy ek was. het gedink toe Max hom verbyvat, dink ek, okay, well that's Lewis best. Ja. En toe kom hy terug. En hy het hard beklei daarvoor. Dit was nie gegee nie. Dit was regtig 'n baie goeie battle tussen Max en Ja. Lewis. En dit was so half En nou sou 2 punte van Charles was, né? presies. Ja. En ek dink Charles Of was 3 punte, ekskuus. jy weet en nou kom jy by Charles, Ras, ek bedoel dit was definitief een van Charles se slegste naweke wat ek nog gesien het in 'n Ferrari. Ja, hy het swaar gekry. Jy weet, Daarom, en ek meen hy het daai save van hom om uit die laaste chicane uit Ja. om nie te crash nie was great, maar hy was maar ook gespaar deur Isaac Hadjar se erratic driving en Ja. yes, ek het amper daai Fransman met 'n ding gegooi. Ja, as net die TV was in die pad. Ek bedoel jy weet, ek met daai double block van hom. Dit was belaglik. Ja, nee, jy dit doen dit was- op 325, 330 km/h. Ja. Dis nie dom.
Verstaan Ja. jy? Wanneer laas julle 'n stop and go penalty gesien? Ek het 'n stop and go penalty Ja, gesien laas. Dit was Yes, verlede jaar nie, toe dit was Sebastian, ek kan onthou toe Sebastian nog vir Ferrari gery het. Nee man, ons het nou een slag ene gehad. Ons het al 5 ligte was al O aan die gang. ja, by Canada. By Canada het ons 'n stop and go. Ek hoor jou. Nee man, ons het dit was dit was die verlede jaar, ek dink dit was die vorige jaar. 2024. 2024 dink ek as ek reg onthou. Was daar een. Ons was nog so Yes, dit moes Logan Sargent gewees het. Ek kan nie onthou wie dit was nie. Dis die ergste van al, maar ek kan nog onthou want ons het nog gesels oor hoe verbaas ons is want wanneer laas het ons so 'n tipe van 'n penalty gesien? Ja. En ons het nog gepraat, is dit regtig regverdig om so 'n tipe penalty daardie tyd uit te kon uitdeel? Wel, nou definitief. Ja nee, hierdie een was verseker verdien. Maar was vir my, Ras, jy enigiets te sê oor Salah? Nee, ek het gesien die ou het gesukkel en hy was in die race het ek agterkom sy radio was baie frustreerd en on edge. Maar ek het nie die practice session kyk nie en ek het al twee kwalies het ek kon dit nie live kyk en dit was 'n bietjie laat. So ek moes nou nie meer 18 nie. So het ek dit gekyk maar so 'n bietjie geforward tussen. So ek weet nie eintlik as jy sê hy het 'n slegte naweek gehad, weet ek eintlik behalwe vir die race en die sprint race. Ek weet nie wat het nog als gebeur nie. Man, weet jy wat? Op die einde van die dag, Charles het rarig gesukkel in terme van om die gevoel van die motor te kry. So met ander woorde, hy het net gevoel hy ry heeltyd op yskaatse. So daar was die grip vir hom nie. Hy moes die kar hustle. Dan het hy oversteer, dan het hy andersteer. En dis snaaks. Ek bedoel vir 'n ou om te sê hy sukkel met die motor, maar hy het nog steeds 'n decent point haul gehad, hy het 'n decent qualifying session gehad, hy het 'n decent sprint race gehad. Ek weet is teorie. Is dit vir my nogal interessant, maar hier's 'n hipotese. Ja. Hipotese is Ferrari nie net daai klein bietjie beter nou dat Lewis daar is omdat hulle nou die kar bietjie rondom Lewis develop en nou struggle Charles. Is Charles nie net 'n slegte driver nie? Dis 'n sensitiewe puntjie. Nee, ek hoor waarna toe Rassie verwys. Okay. En nee, ek gaan daai punt teenstaan. Ja, ek stem saam. Ek dink Charles is baie talented. Ons het dit al gesien by Alfa. Ja. En ons het dit gesien toe Ferrari 'n paar jaar terug het. Ja, ek obviously ster nou maar net so bietjie. Nee, ek weet nie. Maar dis maar net dis interessant dat skielik is die kar nou super drivable en thank you wat sê grazie tutti. Grazie tutti. Grazie tutti all round en jy weet, dit is ou classic Lewis gewees. I need more power, guys. Man, come on. Power. Maar en nou struggle ou Charles bietjie. Maar ja, ek bedoel ek dink vir 'n ou wat so gestruggle het en nog steeds 'n 4de plek kon huise bring, ek bedoel again as jy gaan kyk na die punte leer en dit bring ons nou amper by McLaren as ons nou daar kom, maar om so vroeg in die seisoen 'n solid 2de plek op die constructors te hê is amper iets nuuts vir Ferrari. Dit is en ek bedoel albei hulle drivers het regtig goed gedoen. Doen regtig goed hierdie seisoen. Ek bedoel Lewis en Charles was nog heeltyd in die top 6, top 7 gewees, die heeltyd Charles was top 8 in Miami gewees, maar nog steeds hulle het heeltyd punte geskor. Hulle is nog nie buite die punte gewees nie. So ek dink vir Ferrari is dit. Ek het hom nou net gekry. Ekskuus ek onderbreek. Ek het hom nou net gekry Kali in 2024 Qatar Grand Prix het Lando Norris 10 second stop and go gekry vir fighting to slow down for a double wide yellow. Yes sir. Wie sou net dit dink? Lyk my as ek kyk hoe Kali verouder, dan is ek nie bang vir oud word nie. Dis 'n goeie rooi wyn, John, 'n goeie rooi wyn. Geheue nie. Verstaan jy? Kali Walker Black. Hey. So wat ons nou. maar jy gesê
Cully Walker Black Label. I Ja. love it. Keep on walking. Keep on walking. Praat jy nou? So, maar wat positief vir my is van Ferrari, is dat ek is bly hulle het al hulle upgrades geïntroduce, en selfde vir Red Bull by Miami, want dit het, hulle kon nou die volle potensiaal van dit beter verstaan, en hulle kon, even though Charles nie 'n lekker naweek gehad, die kon hulle nog steeds die maksimum uit hulle motors uitkry, en hulle kon albei in die top 4 kry, wat great is. Ja, want kyk, Charles het nogal gesê, dit is tydens dit was tydens quali, wat hy gesê het, 8ste is die beste wat hy kan doen. Hy kan nie meer uit die kar uit sit nie, anders sit hy hom in die muur. Ja, en ek bedoel, hy het briljant gedoen. En ja, en hy het, as jy vat waar hy gekwali het en waar hy geëindig het, is 100%. 4 posisies opgemaak, dis fantasties. 100%. So, ek dink overall 'n great naweek. Ek dink dis nou weer soos die Ferrari van ouds, is hulle beklei, hulle kry resultate, maar yes, ek dink net dit gaan regtig baie vat om 'n wen te kry. Ek meen dit gaan nie net Georges met retire, jy weet. Dus ek meen Kimi gaan ook so 'n spin of 6 hulle gaan maar met hoop baie twee manne vat mekaar vir 'n take-out, verstaan jy? So, maar kom ons praat nou van flaters. Wow, Okay, dit is lekker. Right. Dankie boys. Ek weet jy freaking jou driver sê vir jou op die Eerste lap. nee, Of nie eens eers jy gaan formation. op nie is die formation lap nie. Was nog voor. Jy gaan na die grid toe en jy sê hierdie is te droog vir inters, maar jy bly op inters. My Okay, maar kom ons nog daai. Jy is nog voor die grid. Daai eerste laps wat hulle voor die tyd moes nou voor hulle op die grid kom. Hulle het moet gaan ry met so 2-3 laps. 2 laps, ja. 2 laps wat hulle deurste het. Was nogal interessant. Weet hulle dit was ook al Montoya wat op die hier langs aan gestaan het net toe die lig groen geraak het dat hulle kan uitgaan vir hulle laps. En wat hy ook self gesê het, hy dis vir hom baie nuuskierig om te sien watter kar gaan op watter band uit. En hy het so dop gehou. Mercedes is al 2 op interns uit op hulle eerste lap. McLaren is op slicks uit. En hulle het weggespring met slicks. Met interns. So, hoekom hulle oorgegaan het, sal Vaderland net hulle alleen weet, of wie ook al daai besluit gemaak het, want wragtig. Want almal het uitgegaan op of daai, ek wou amper sê, die switch gemaak, nadat jy 'n ronde omgery het. Ja, hulle het basies 'n Grand Prix weggegooi. Ek bedoel, hulle het regtig pace gehad die naweek. En met al hierdie, ek wou amper sê, hoeveelheid ekstra rondes wat ons in die begin gehad het Oscar van scratch af gesê, luister boys, ons moet hierdie bande ruil, soos nou. En dan het hulle gesê, nee, hou maar eers. Yes. En die kans was actually daar. Ek wil ook nog eintlik nog, ja, ek het gesit te wag dat Oscar iets moet sê. Ek het uit die aard van die saak gedink, kyk toe daai 5 ligte aangaan en daai 50 bly aan en niemand kan daai 50 uitkry nie. Ja, wat? Ek dink ek nog gas ja, 5 ligte se plek om te wees. Tonya. Nou toe hulle so daar uitzoom in die spider cam is so nat. Toe ek vir 'n oomblik gedink, miskien gaan hier nou 'n klomp reën val en hierdie manne gaan gou vinnige lap op almal sit en dan gaan hulle vir die pitstop kry en dan gaan hulle net aangaan met hulle reis. En toe wil die 5 ligte nie uitgaan nie en jy weet toe sit nou daai en alles wat daarmee saam gebeur. Toe dink ek nog ons myself, ja, ek wonder of die strategie nou verander want dit sou gereën het, maar nou reën dit, maar hulle reis nog nie, so Ja. jy weet. En toe wonder ek, jy weet, is dit dan nog die regte call? Wat se tipe van invloed het dit nou daarop? En toe sit en dink ek by myself, wie's meer nervous nou? Die ouens wat op slicks is, sit en dink hulle, flip het ons op inters gegaan het, of sit die ouens op inters nou en sit en dink, en toe het ek nog nie geweet wat die weer gaan doen. En toe Oscar dit sê, toe dink ek vir myself, julle moet dit nou doen, en toe sou ons weer 'n false start of weer 'n delay. En toe dink ek, okay, wel, ek dink 'n paar manne het gedink hulle die bus gemis en nou moet hulle regmaak en gelukkig kan hulle. En waaragtig het hulle dit weer nog steeds nie gedoen. Ja.
Ek het ook gedink daar was meer as genoeg tyd. Daar was 3, 4 formation laps op die oomblik. So dit was verseker genoeg gewees 3. om 'n plan te kon maak. Ja, ek bedoel, obviously ons kon nou sien dat dat daar was reën in die F2 reis maar ek bedoel, daai ouens het soveel tegnologie en beter jy weet, weer radars as enigiemand anders in die omgewing dat jy weet, en dan jy feedback van jou drivers en sê luister, is bietjie droog. Soos as dit droog is, hoe het Alan Prost altyd gesê, when it's dry, be on dry tires, and when it's wet, be on wet tires. Always be on the right tire at the right time. Nou ja, wat nou vat jy Oscar het met die eerste lap ingekom om slicks op te sit. Nou as hy in die formation lap slicks opgesit het, sou hy pit weg moes wegspring, raai ek. Nou wat sou die verskil nou gewees het? Want hy het in elk geval agtertoe gesê. So sit hom dan in en dan kan hy met daai slicks kan hy gooi. Ja, ek hoor dit jy sê Kali, ek dink net die punt is dat nommer 1, ek dink die FIA het 'n fout gemaak met Arvind Lindblad wat teruggestoot is op die grid. Ek dink hulle moes die start abort het en hulle moes 'n restart gevat het. Nou gaan doen ons formation lap. So in my oogpunt moes ons die start net met 5 minute uitgestel het. Ja. Was genoeg tyd. Gee vir McLaren kans om dan die slicks op te sit en jy het 'n proper start. Verstaan jy? Nou sit jy en jy ja? Dit is ook 'n goeie call, maar fair en ek kan nie eintlik stry met jou nie. Maar dit sou die hele reis verander. Ons sou nie dieselfde reis gesien het, ons sou nie dieselfde aksie gehad het nie. Ek dink tot 'n mate indien hulle dit sou gedoen het, ek kan vir julle boys 'n brief gee. Sou ons nou hierso gesit het en dit waarskynlik gesit en kritiseer het en gesê het hulle moes dit nooit gedoen het nie, McLaren het 'n verkeerde call gedoen en hulle moes daarmee deel. Die FIA het hulle opgekom. So dis moeilik want 'n ou gaan altyd die kant wat nie gebeur het nie, obviously is 'n bietjie kritiseer. En to that extent, dink ek dis dalk goed dat hulle dit nie so gedoen het, dat dit gebeur het soos dit gebeur het, sodat die ouens hierdie lesse kan leer. Jy moet dan baie seker wees voordat jy so bold call maak. Ja, ek dink dit gaan nie Ek was uit die aard van die saak was ek natuurlik baie teleurgesteld om te sien Carlos Sainz het ook op 'n Inter. En ek gesit en hoop en dink ek hoop hy kan in die eerste paar nat draaie, jy weet 2-3 overtakes op 'n slag maak en dan jy weet 30 sekondes vooruit ry om 24 sekondes weer te verloor in 'n pitstop en nog steeds 6 sekondes te gegain het op hoekom. Ja. Nee, ek dink ras die rede kom ek my stelling maak is dat ek dink in die verlede was dit 'n standaard prosedure by die FIA gewees, jy weet, ag en die steward. So ek dink is op daardie basis wat ek dink, shucks, jy weet, okay, ek het gedink hulle gaan die reis nou stop, maar goeie punt wat jy maak is dalk is dit 'n goeie ding gewees dat hulle net gesê, "Right boys, stuur hulle net om, weer die ou word nie." Dis nou nie so groot issue nie. Hierdie dudes besig om teruggestoot te word in die pits in, so kom ons stuur hulle net om en ons maak die reislaps minder as wat ons alles nou vertraag en alles hier in en uit kry. As ek reg het ek reg verstaan toe al die groen liggies aan is voordat die ouens weggespring het het daar langs aan Lindblad het daar 'n geel liggie aangegaan. Het hy 'n manier gehad om te signal of te sê hoe het hulle geweet hy het 'n issue en hoe dit gebeur? Hy het sy motor se het hy gewaai. Hy het gewaai en sy motor se liggies het begin aangaan en toe het hulle daarso Okay. ek dink hy het 'n trigger gehad wat die geel vlaggie laat aankom het. So dis toe hulle net weer sê vir my, maar die kommunikasie van die FIA af deur aan die drivers toe was regtig spanne toe was swak. Dit was nogal want jy kon gesien het Kimi het selfs later aan begin kruip. Ek was bang vir Kimi. Ek gedink hy gaan 'n jump start penalty kry. Ja, toe ek ag nooit. Daar gaan die reis. Ja, dit was my eindwoorde toe dit gebeur het. So ja, dis was interessant, maar ek dink jy weet ek dink is
Mercedes en McLaren is maar baie gelukkig die naweek, want hulle het opgraderings geïntroduce. Dis die eerste opgradering vir Mercedes vandat hulle gelaunch het. En kyk, McLaren het mos nou in Miami 40% en die res van het nou weer geïntroduce hierso by Canada. So kom ons kyk net gou-gou. Mercedes het 'n nuwe voorvlerk, 'n vloerbord en hoeksamestellings ingebring. Die invloed is onbeslis. Hulle het steeds 'n voordeel van so wat 0.3 tens gehad in die wedrenpas, maar ek bedoel Mercedes erken dat dit het nie die verwagte massiewe stap gemaak soos wat gedoen het nie. En weer eens, ons het geleer by 'n sprint naweek introduce jy nie updates nie. Ja. Jy weet, so voetfoutjie. Ja, groot. Alhoewel, jy weet, jy kan nou sê Mercedes het dalk so 'n bietjie in die pocket gehad om rond te speel daarmee, maar McLaren definitief. Hulle het 'n voorvlerk, die halo vlerkie. Nee, wat die hel dit is, of dit nou help of nie, weet, vragtig, weet, hulle het 'n engine deksel, dis nou maar 'n nuwe engine cover en bargeboards, vloerrande gebring, en so, weer eens ook om, hulle het eintlik die nuwe voorvlerk afgehaal, en maar weer die oue opgesit, en hulle het maar gewag vir 'n beter omstandighede om dit te doen, so, want ek bedoel, ek dink, Oscar het op 'n stadium verskriklik gekraaf in front grinding, en jy weet, Canada is nie kind op jou bande nie, want die stop-start, jy grind jou bande daar so, daai hairpin is veral 'n vreter met die eerste draai, ek bedoel, dis heeltyd lê jy weet, en daai klomp chicanes, jy heeltyd jou gewig wat rondspeel, so jou anti-rollbar moet jy moet so goeie balance hê, want jy moet curbs kan ry daar, en dit gaan oor die transfer van gewig van voor na agter toe en van links na regs toe, sodat jy heeltyd stabiel bly. So as jou motor se onderstelsel en jou veerstelsel nie reg is nie, dan gaan jy 'n totale ongebalanseerde motor, so jy dampers en jou rebound dampers, hoe vinnig jou wiel weer terugkom in sy normale posisie, nadat hy 'n bump gevat het, is so belangrik, en as jy dit nie doen nie, veral met die nuwe motors wat soveel torque het, gaan jy grinding kry of nout, en ek dink dit was een van die grootste probleme, en die oomblik toe die ou vlerk terugsit, toe is daar 'n beter front-end grip. Ja. So Piastri het definitief onmiddellik teruggegaan na die ou een toe. So ja, McLaren is 'n naweek om te vergeet. Nee, verseker so gou as moontlik. Maar nou kom ons by die hoofmaaltyd. Okay. Ekskuus. Ons ekskuus jou, ons wil gee gou vir ons die voorgereg daar. Dat ek jou verloor. Yes, nee. Sê gaan wat jy wou gesê het, ras is dit ek bedoel. Ekskuus, ek het jou klank het so kry gedog ek het iets gemis. Ek wil net gou noem vir ons klaas op McLaren. Toe ons eventually die ligte te nou uitgaan. Ja. En Lando dart so vorentoe en in haar eerste 2 draaie is hy ook sommer al 6-7 karre lengtes voor. Toe was ek nou nogals nervous om te dink, toe begin ek dink, okay, maar hoe ver, ek bedoel, hierdie ou moet letterlik 25 sekondes vooruit ry, net om weer on par te wees, met min of meer waar hy begin het. Maar ek weet nie, toe dit gebeur, wat het jy gedink, Callie, jy was obviously uit jou nate uit. Ek dink Aries was meer, maar Oscar gaan dit ook doen. Nee, want Oscar kon nie daar uitkom nie. Loos het hom gevat nog vroeg. That's what she said. Ja. So ek was nogal nie baie opgewonde nie, want veral omdat jou voorste lotkarre, ek van presies jou top 10 was dit die enigste 2 wat met daai interns gesit het. So ek het my self gesê, of julle weet duidelik iets wat die res van hierdie mense nie weet nie. Ja.
of julle het in julle ooglede vasgekyk. Is Ja. een van daai twee en Ja. duidelik was dit toe op die eind papajaskille of iets waarna hulle vasgekyk het van vragdag. So dit was nie. En toe Oscar onmiddellik op baan of nie eers die lap 1 voltooi het, hy het reguit in pits toe gery. Toe besef ek sy reis is verby. Want ek bedoel, hoe tel jy van daar af op? Kyk, ek het gedink toe Lando verbygaan nog ek what a call. Okay. Hier het Stella weer in Spanje weer 'n briljante call gemaak want obviously ons weet nie McLaren het obviously iets ontdek wat Mercedes nog nie ontdek het om daai Mercedes engine vinnig weg te kry van die grid af nie. Ja. Maar toe hy nou die eerste paar draaie inry en ek dog, oh wow, okay, so dit is 'n bietjie dab. So dalk kan hy nou 'n 7 of 10 sekonde gap uitsit en die ander ouens poer nou maar aan tot dit regtig droog is en dan gaan die laps inkom en dan al wat Lando moet doen is net pit of wag vir 'n virtual safety car wat nogal redelik prevalent was in die Grand Prix. Ja, so toe Lando so ver voorspring, toe dog ek weet dis nou 'n virtual safety car scenario, al daai dinge, so ek dink op die einde van die dag, jy weet, was dit net weer 'n was 'n swak call deur McLaren. Nee, dit ek was. Denk, want hy het nooit ver genoeg weggekom dat hy nee, kan sê. Nee, dit Kali, ek dink is net hulle het genoeg goeie ingenieurs en ervaring as 'n span in hierdie situasies om hierdie tipe goed te lees. Ek wou amper gevra het. So daar's mag maar weet jy wat, 'n Ferrari was al in dieselfde posisie. Dis wat ek wou vra. So weet jy, ek dink nie ou kan regtig hulle oordeel om 'n kans te vat nie, want weet jy wat, het hulle die kans gevat en dit paid off. Ek wil nou net sê ons kan so maklik die teenoorgestelde vanaand hier gesit en gesels het. En ek bedoel, dit is Canada. Ja. Hulle sê altyd you have the 4 seasons in one weekend tipe scenario. Maar ek dink wat ek net dink nou is ons moet praat nou oor die hoofmaaltyd. Kom ons vat hom. En ek dink ons kom by George en Kimi so. En kom ons gee net 'n bietjie konteks van dit het al in die sprintreis gebeur. So, ja. So ek meen ons het nou ons het nou regtig 'n goeie sprintreis gehad, maar die groot ding het gebeur waar Antonelli vir George in die eerste keer in 'n wiel tot wiel geveg gehad het. Nou en dit amper van die wegspring af begin. Nie amper nie, dit het want Kimi het George se nommer gehad op die wegspring. Presies. En weet jy wat, hierdie het vroeër gebeur as later wat ek eintlik geniet het. Ja. Jy weet, ek het sommer daar gesit daar so op agter die TV en gedink nadat George nou, jy weet, is ons nou hierdie greep nou daar kan opsit Kali waar ons net sien hoe Kimi nou eintlik sien jy nou vir George indraai en dan sien jy Kimi is actually reg langs aan hom. Ja. In fact, hy weet Kimi is daar. Hy kan vir Kimi sien. Ja. Volgens die reëls was Kimi daar. Ja. So nou moet hy spasie gee en wat doen hy? Hy doen nie. Hy gaan net aan. Hy gaan net aan. 'n tipiese Max lyn. En hy ry hom af. Maar hy word nie enigstens geïnvestigate nie. Daar was net 'n nota op en Stewart noted. Ja, maar noted se blou bas. Ja, noted is teken niks nie. Noted is ons kyk die ander kant verby. Ja. Was dit Max? Of was dit Lewis? Of was dit Charles? Of was dit 'n Liam Lawson? Ja. Was dit 'n Hadjar? Was dit 'n Alonso? Under investigation. Onmiddellik. Verstaan jy? Ja. En dit was vir my, want kyk, nou gaan dit oor ons wil nie die spektakel spoil nie. Maar kan ek ook vir jou by sê, ek wil nou nie vooruitspring nie, maar dieselfde het gebeur in die hoofreis ook. En toe is dit ook net 'n noted. Presies. So ek dink Mercedes het baie vinnig op die telefoontjie gespring na die stewards toe en sê moenie reinvestigate nie. Los laat hulle ry. Ons gaan nie 'n complaint maak nie. 'n complaint maak nie. Okay. So eerstens
Kimi in die sprintreis moes omvat Ja. en hy moes nou maar settle vir tweede plek, maar hy het obviously verskriklik gekla oor die radio, so erg dat Touta oor die radio moes kom en En gesê, 4 keer, né? ja, sê, luister, ek fokus net op die reis, ons gaan nie ons wasgoed uitwas hier op die lug nie. Ja. Fair enough, okay? Maar die laaitjie is freaking 19. Hy is, jy sal verwag, laat luister hierso, die ou is onervare, hy het nog nie dit nie, sy logika sê vir hom, dude, ek was daar, jy het geweet ek is daar, daar's nie 'n manier jy het my nie gesien nie, Presies. en jy ry my van die baan af. Hoe is dit moontlik dat daar niks daaraan gedoen word nie? Daar kom nie 'n penalty nie, daar gebeur nie iets nie. Maar ek het geloof hoe hulle mekaar druk. Dit was mooi. Jy weet, dit was tipies en ons almal gaan nou daarna toe verwys vir die res van die jaar is hierdie is die nuwe Hamilton-Rosberg fight. Absoluut. En weet jy Almal wat? gaan daarna verwys. Ek's agter Antonelli. Want Ek stem George daar het saam soos 'n met jou. poepel gery. Hy het. En ek weet daar's baie mense en as jy nou 'n George fan is ek baie jammer. Jy weet, maar jy weet Niemand is perfek. hierdie Britte het 'n manier om hulle self uit onpopulêr te maak. Ja, Vir absoluut. verskeie redes, maar weet Ja. die dag toe George sy mond oopmaak teenoor Max. Ek is so lekker videoetjie vir hom. Ja. Jy weet, waar hy sê Ja. hy soek moeilikheid en hy gooi tantrums en hy refer to violence en dan smyt hy sy headrest uit, gooi sy goed Gooi hom neer. daar, sy handskoene word gegooi. Hy weet hy slaan die sy kar. Ja. But don't refer to violence, George. Don't. Die arme kar, broer. Ja, hy het gooi tog niks aan jou gemaak nie. Ja, hy het net gaan staan en jy het hom gery. Verstaan jy? Jy het hom gedruk dat hy is waar hy is. Maar die punt is dat hoe hy het vuil gery. Hy het vuil gery. Jy's Hy het vuil gery nie. Hy het dit net op die limit gepush. Okay. Want hy wou vir Kimi 'n punt wys dat hy's nie 'n pushover nie. En toe wys Kimi vir hom, maar ek is nog ek gaan vir jou wys, ek gaan jou push over. Maar dis omdat hy freaking stene skei op die oomblik. Ja. Want Kimi het nou 4 in 'n ry gewen en George kan nie. Ja. So nou, wat gebeur nou? Nou raak dit lekker. Nou is daar vraagtekens oor George. Het hy big match temperament? Kan hy die groot oomblikke hanteer? Sprintrace? Ja. Maar ons het vir 30 laps, ek het getel, vir 30 laps het ons hierdie fight gehad. Yes. Dan maak Kimi 'n fout, dan maak George 'n fout by die hairpin, lockups. Ja. Maar ek wil net sê, hats off to Kimi. Absoluut. Hy het baie vinnig geleer en George opgesom waar George en dit is nou waar ons by die fyn gedeeltes van driver ability en bestuursvernuf inkom, want dis wat Max net so goed doen. Ja. Okay, ek sit nou nie Kimi Antonelli in dieselfde klas as Max nog nie. Maar wat ek net sê is hy kon vir George opsom. Hy het geweet jy kon sien hy het 'n paar rondes agter George gebly en jy kan sien waar is hy besig om wat te doen en waar sy swakpunte, waar sukkel hy om te accelerate, waar kan jy hom flous want hy probeer te laat breek want sy kar strakkel. So die hairpin was een ding. Dan wat hy ook geweet het is George gaan met alle mag die chicane se binnekant gaan binnekant blok. So ek dink net op die einde van die dag het ons 'n fenominale fight gesien. Absoluut. En George het nie geweet hoe om dit hanteer nie. Nee. Ek dink Kimi het, soos jy nou sê, Kimi het hom so goed opgesom. Want jy praat nou albei het eintlik 'n foute gemaak en goed. Ek wil sê Kimi het minder foute gemaak as George. Hy het moenie my verkeerd verstaan nie. Hy het ook maar sy lock-up gehad en sy posisie weer verloor op haar hairpin, selfs soos wat George gemaak het, maar George het haar hairpin baie meer gelock-up as wat Kimi het. Kimi het dit 1 keer gedoen, George het dit meer as 1 keer gedoen. En hy het net daai manier gehad om in sy, ek wil amper sê daar in sy oog te bly en te irriteer. George het later aan, ek dink het hy nie iewers op die radio ook gesê hy kan nie iets harder aan die kar druk nie. Maar of hy is op die limiet en goed. So Kimi het hom verseker het sy nommer begin optel. En weet jy wat? Kimi en George se nommer.
Ja, en nou het hy hom verseker. En die retirement wat George gehad het is jammer. Ek meen as Ja, as 'n blote Formule 1 ondersteuner, ek stem. jy weet, wil ek net sê dit is baie unlucky vir George daai gewees, want jy weet hy het nie dit verdien. Nee, ek Hy ek het sou ook ook verdien om tweede te kom. Ja. Jy weet, maar hy Ja, het nie verdien om te retire nie. Nee, ek stem nogal 100% saam met jou. Dit was ek jammer. het so 'n bietjie empatie met die ou daar. Want ek bedoel, jy moet goed ry om Ja, maar nie 'n fout maak nie. Kersfees te hou daar, hoor. Dit moes nogal dit was harde werk. En ek bedoel, Kimi kon nie wegtrek van Max of van Lewis af bo 5-6 sekondes hier teen die einde nie, né? Ja. So jy sit en kyk ook die situasie so en dink, okay, Mercedes het nou 'n upgrade gebring. Massive een blykbaar. Maar dit lyk nie so massive op die baan nie. Nee, so nou kyk jy na Ferrari en Red Bull. Ja. Ewe skielik is die ander ouens naby. En hulle kom al hoe meer. Jy weet, en die pace bly daar, verstaan jy, maar dis net nie genoeg om in te haal nie. Ja. Want hulle moet begin tire management toepas en al daai dinge. So ja, ek dink die wenner definitief hierso is Kimi Antonelli. Dis baie twee. Ek dink nie George het al ooit so baie pressure in sy lewe ervaar nie. Eers van Max af nie. Ja, nee wat. Ja, ek dink dit was die eerste vir hom. Jy weet, en ek dink En as dit nog sy spanmaat ook. En jy kan weet jy wat, Kimi het so gemaklik gelyk in daai oomblik. Hy's so volwasse gelyk. Nie soos 'n 19-jarige gelyk wat dit glad nie. Heel eerste keer in sy lewe doen nie. En hy was calculated met elke move. Dit het my so verbaas en ek dink dis hoekom ons almal dit so geniet, is omdat hy presies geweet het wanneer gaan hy push. Ek bedoel die sprintrace was asof dit dalk 'n oefening was. Kom ons push vir George hier, dan kyk ons wat gebeur. Ja, hy was ongelukkig, hy's af van die baan af gedruk en hy het geoorreageer en alles ter. Maar nou kan hy terugkom in die race en hy het geweet, okay, dis wat George gaan doen. Maar hierdie is wat ons van Norris en Piastri gesoek het verlede jaar. Dit is en toe is hulle geblok af. Ja, want hulle is 'n klomp vrugte. En verstaan jy? Nou daar stem ek nog 100% saam met jou as 'n McLaren fan. Nou sit ons hierso met Mercedes en sê luister die boys, julle kan jaag, maar onthou net. Dis 'n voorreg nie hulle reg. Het jy die onderhoud met Toto gesien kort na die sprint? Vul ons in. Daar het F1 TV baie vinnig met toevallig. Hulle is nog besig om te praat oor Kimi en George se situasie. En eers skielik toe staan Toto saam met hulle daarso. En toe het hulle 'n bietjie geondervra. Toe sê hy, luister, hoe lekker is dit nie om dit te sien nie? Dit is. Toe sê hy, dis lekker om dit te sien. Maar hy sê weer, dis nie die plek om op 'n radio te spring en om daai geluide te maak wat hy maak. Hy sê jy doen dit agteraf. Ja, daar gaan gesels word. Toe sê hy, maar gaan hulle beklei? Ja. Moet hulle reis? Ja. Jy weet, dis waar die voordeel is as jy 'n team principal het wat 'n racing driver is. Hy weet wat dit vat van 'n driver. Presies. Hoe het hy het gesê, luister, drywers, ons sit hulle leer hulle van kleins af in karting. Hulle moet selfsugtig wees. Dis wat jy sien op die baan. Jy kan nie, ek wil amper sê, Janie, ek lewe 'n houding hier op die baan, want dan gaan jy frik nooit, jy gaan meer spasie maak en ouens laat verbygaan as wat jy actually self iets kan regkry op die baan. Exactly. Laat druk dit van daai ouens en gaan in daarvoor. So jy moet selfsugtig wees. Dis wat gebeur het. Hy soek dit laat hulle moet ry en nie ek wil amper sê daai reëls wat McLaren verlede jaar vir ons gegee het nie. McLaren kan terugkyk nou en nou kyk na hierdie ren in Kanada en dan kan hulle kyk en sê ouens, ons het groot voetfout gemaak verlede jaar. Massive. Maar kan jy dink wat se seisoen ons verlede jaar kon gehad het as ons dit verlede jaar met wat, jy's ook besig om jou drivers en die span te druk na ander hoogtes toe. Absoluut. Development, competitiveness. Oh yes. Daar's 'n edge. Verstaan jy nou wil ons almal Goomba en Navi. Ja. Okay, maar anyway, dis die history.
Maar ek dink op die einde van die dag is Kimi Antonelli kom definitief uit as die wenner hierso. Definitief. Ek dink ek is so bly George het 'n paar lesse geleer hierso. En ek hoop George hou sy back nou en laat sy driving die talking doen want Ek hoop so. ek hoop hy beklei terug. Ek sal graag nog van dit in die res van die seisoen wil sien. Ek hoop George kom terug en vat vir Kimi ook weer bietjie aan. Verstaan jy? Ja. Want Kimi kan nie net weghardloop met hierdie championships soos Ja, wat dit nou absoluut. Ek aangaan stem nie. 100% saam. Maar dit bygesê verdien hy die 4 in 'n ry heeltemal. Baie beslis. Hy ry soos 'n ou wat 'n kampioenskap wil hê. Kan ons net sê hy is die amptelike eerste persoon wat 4 wedrenne agter mekaar gewen het vandat hy sy eerste een gewen het. Jy weet, en is fenomenaal. En ek bedoel George, weet jy wat, hoe kan ek dit opsom die twee, nê? Nee. En ek sal nou stop met dit want ek dink ons gaan nou aan hieroor, maar Ja. jy weet, die ding is George ry asof hy die reg. Ja. Dit is net Dis dis daai daai entitlement wat hy het van I deserve this championship. I've been team leader for the last couple of years. So gee net vir my hy moet tweede fiddle speel en toe besluit Toto net dinges, gloves off boys, right? En die kry, laat ons sien wat maak julle. Daar's hy. En hier kom die underdog en hy wys vir ou groot Boeta. En ek kap sy stert af. Verstaan jy? Dis my die lekkerste om terug te dink aan Drive to Survive waar hy Kimi gevat het daar in Londen op pad na daai groot nonsens wat ons mos verlede jaar gekyk het dat almal saam gekarre wat hy gepraat het oor sy klein boetie. Het voel vir hom soos sy klein boetie. Ek wonder wat sê hy nou van sy klein boetie. Nee, ek dink hy is Helen vir sy klein boetie. Maar ewe skielik ligte die Formule 1 viewership bietjie op. Want jy veral met wat ons nou verloor het in die laaste tyd. Want jy het nou 'n bietjie meer wat ook al die tegniese veranderinge wat gemaak is. Ja. Is nie perfek nie. Nee. Maar dit bring die racing 'n bietjie nader. Korrek. Maar nou sit ons ook met George en Kimi wat nou ewe skielik 'n Lewis en 'n Nico het. En almal was intrigued want jy het absoluut, want jy kan nie wag om te sien wat volgende gaan gebeur. Want jy het 2 pole gehad. Jy was of 'n Hamilton fan of 'n Rosberg fan. Ja, nee, daar's nie tussenin. Daar was jy tussenin nie. Dis of die 2 of jy hou van Ferrari. Maar ek raai waar jy was. Want McLaren was nêrens. Verstaan jy? Ja, nee, maar. So, nee, natuurlik is dit waar ek was. So, op my bank met 'n rooi petjie aan. So as ons kyk na die naweek definitief Kimi die wenner. Nou net so 'n bietjie om oor die ander vinnig te gesels. Die eerste man. Eerstens Albon, ek ou kry nie 'n break nie. Voel jy hoe moeilik kan hierdie seisoen nie word vir hom nie? Wel, weet jy wat, ek dink ek weet nie, Albon se consistency van dag 1 af pla my. Ek hoor jou. Jy weet, dis asof hy net nie daai volgende trap kan maak soos wat 'n Sainz kan doen of die groter name kan doen kan maak hè. Ek hoor wat jy sê. Ja, verstaan jy of 'n Bordelletto, verstaan jy? Dis is Albon kom hy het podiums gekry. Al by Red Bull hy kry goeie punte met die Williams, maar ewe skielik van dit Sainz in die span ingekom het hy nie daai asof hy sy selfvertroue verloor. Hy het nie daai vryheid wat hy mee geniet met dit nie, nee. Kyk daai overtake want ons het vir die vorige episode het ons gepraat van wat hy juis by Kanada daai double overtake gemaak het in die laaste chicane. Presies. So baie jammer vir hom. Alhoewel sy spanmaat punte geskor het weer vir Williams. Maar jy kan sien die Williams kar is besig om beter te word. Daar's definitief besig om stadig maar seker is al op aardse kurwe daar. So dit is goed. Dan ek's bly. Ek was baie verras toe ek hierdie gehoor het want ek het gewonder hoekom het Alonso retire. Ja, dit het nogal so half in die agtergrond gebeur. Blykbaar as gevolg van Aston Martin se aggressiewe ontwerp rondom die kar. Kyk, as jy nou
as jy nou wil kyk hoe lyk 'n F1 driver en jy het 'n bad by die huis, dan Gaan lê en sit hom- jy jou voete teen die krane voor, as Ja. jy krane voor het en jy lê terug. Daar's hy. Dan moet jy oor jou voete kyk. Ek Dis gaan 'n so foto so opsit daarvan. Ek het so dis so 'n formule ja, van hoe nee, nie die bad nie, die hoe die Formule 1 kar lyk okay, oor die kry, ouens ek wil sit. net sê ek wil net jou voete sien. Nee, laat ons dalk net dit duidelik maak. En Dis die Formule 1 foto. en dis kyk, maar nou moes hulle vir Lance en vir Fernando bietjie treur laat lê. Oh wow. So nou het dit want dit het so bietjie van 'n aerodynamic voordeel. Okay. Maar dit is nou waar die fisiese inkom wat die seat nou hoe ek bedoel obviously het hulle baie veranderinge, verbeteringe Ja, gebring ja. aan die kar. Ek bedoel Alonso in die sprint Wow. qualifying het ek was so spyt dat daai kar in die barriers Ja. vasgery. Hy het so goed gedoen. Ja. Jy Ja, weet, want hy tegnies gesproke het hy Q2 gehaal. maklik. Ek meen teen daai pace sou ek Q3 ook gekry het. Ja, nee, verseker, hy kon So, hy sou dit dalk kon so kry. ek was so spyt dat hy crash. Ja. So definitief, maar een van die hoogtepunte is dat jy kan sien ons verbetering. Absoluut. Maar hy het Ek is retire bly. want hy het 'n senuweeknyp in sy rug gekry. Hy kon nie meer ry nie want sy seat is nie reg nie. So Dis nou wat geknyp het. moet hulle die seat fitting oordoen. Dis 'n storie. Want dit beïnvloed ek bedoel hulle bou fisies die motor Ja, om die driver. Rondom die bestuurder se So liggaamsbou. verstaan jy, so ek hoop hulle kan dit baie vinnig uitsorg. Ek hoop vir sy part. Maar dit wys ook ouderdom. Ja, ouderdom is 'n blikskottel. Is 'n 105. Verstaan jy? So ja, dit het hom geknyp. Om die mense te sê, so hulle het minder as ek meen in Monaco is hierdie naweek. Nee, volgende naweek. Volgende naweek. So ja, hulle het ja. 'n week en 'n bietjie om dit te doen. So Ja. so ja, ek dink 'n ander persoon wat ek graag wil uitlig net vinnig, Franco Colapinto. Au. Luister, kan ek net sê, ek het free practice het hy nie te waffers gelyk nie. Hy het sy sprint quali begin, sy eerste paar laps in sprint quali, dis ek ook van toevallig ek het dit nou, ek kon nie Vrydag aand dit maak nie. Die week was te lank. En ek het dit vroegoggend gekyk en 'n paar kollegas het dit actually saam met my gekyk daarso op die ouend. En een van die manne was kommentaar was ook, ja, hulle kan nie verstaan hoe hierdie ou altyd so inconsistent is nie, want hy dan het hy 'n goeie reis, dan sy nowhere, dan het hy 'n goeie reis, dan sy weer nowhere. En hy het gelyk asof hy weer een van daai is. Hy het Miami goed gelyk en hy het eers skielik gelyk, okay, wag, hier dinge hy is besig om deur die mat te val. En eers skielik tel hy ou daai kar op en Gasly sit en wonder seker nou nog waar het hy daai spoed gekry. Want hy het vir Gasly weggery. Heel naweek lank daarna. En hy het Presies. goed gelyk. En hy het goed gelyk en hy het regtig comfortable gelyk met die Alpine. Baie gemaklik. En die Alpine het upgrades ook gekry. Ja, maar So- actually hy inteendeel ons het nou 'n paar weke terug het ons nog gepraat oor hy sal homself iewers by sokkies moet begin optrek want Flav is nie 'n ou wat gaan speel nie voor hy van hom ontslaag gaan raak nie en ek bedoel Jessie, hy het duidelik wakker geskrik. Verseker. Ek dink definitief een van my drivers of the race. Ek dink Carlos Sainz definitief weer goed gedoen. Ja. Hy ou wat baie unlucky was Arvind Lindblad. Hy nee, ek het het so so goed gevoel. so goed gelyk die naweek. Hy het die heel naweek vir Liam Lawson gelyk of hy wil eintlik soos 'n parkeer joggie lyk, maar Absoluut. maar ja, Ek was baie dit spyt is vir hom. dit is die Kanadese Grand Prix in 'n Ja. in 'n neutedop. Ek dink wat ons vir julle as kykers wil vra is, jy weet, wie die grootste statement gemaak die naweek? Antonelli met sy oorwinning, Hamilton met sy Ferrari Renaissance, verstaan jy? Verstappen wat uiteindelik daar kan uitkom en die Ford engine wat definitief Ford engine, Honda engine
dit uiteindelik kan maak en 'n paar definitief baie groot stappe vorentoe gevat het. Wie was julle een wat wie is die driver in die span wat dalk vir julle uitgestaan het? Soos julle vir ons kan kommentaar lewer, sal dit fantasties wees. En dan ouens, ek weet julle kyk die show en julle luister daarna op Spotify of Apple Podcast en ek weet ons sê elke week, jy weet, like, subscribe of wat ook al, maar asseblief, dit sal vir ons regtig baie beteken as julle actually die knoppie druk. Dit sal regtig baie help. So for those of you that are international and you tuning in from Holland, I know there's a lot of Dutch people that are watching. Maybe you're English and you're watching the subtitles. Okay. Apologies for the previous episode that had Afrikaans subtitles. But yeah, we just want you to subscribe and share as much as you can. This is an Afrikaans channel for our Afrikaans viewers in South Africa and those who are around the world that are still wanting to have Afrikaans, but share it with them. But if you like what you see, just click subscribe, like the videos. We would really appreciate it. And I mean, we ain't asking this, but I mean, it will allow us to do so much more if you do that. So, ja, klik om. Ons is Kos jou niks. praat jou taal. Dit is net 'n klik. Vinnige enetjie. Maar ons hoop julle het Kanada geniet. Gee asseblief julle opinies vir ons. Ons wil graag hoor, wat dink julle van die Grand Prix? Dink julle dat Kimi en George kan hierdie aanhou? En dan as julle vra het wat julle wil hê ons moet bespreek, sit hulle vir ons in die comments, dan kan ons dit in die volgende episode neersit. So baie dankie dat julle ingeskakel het en ons sien julle in die strate van Monaco. En vlei verjaardag Kali, ons is uit. Fuck dit. Mooi man.